Okay. Hoor gou hierdie nê. Jogg, toe die Here vir my hierdie was awesome, okay. Is jy reg vir die volgende een? Hoor, ek het hierdie al verkeerd vir mense geleer. Hoor wat sê dit? Ek het dit kom ek sê so, ek het dit nie so verstaan soos wat God dit vir my oopgemaak het nie. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dis nie die bereidheid om die evangelie te gaan verkondig nie. Luister eers klaar. Dis die bereidheid om waar jy gaan, dat die evangelie en vrede in jou lewe heers. Ek gaan dit gou vir jou verduidelik. As jy Romeine 12 toe gaan, dan sien jy vanaf vers 17 tot 21, sê dit, dat moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ek moet bereid wees om skoene aan te hê, wanneer ek in 'n situasie is waar iemand kwaad aan my doen, moet ek bereid wees met die skoene van bereidheid wat ek aan het, want dit is nie bereidwilligheid nie, dit is bereidheid wat ek aan het, om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Ek het jou gesê die waarheid gaan jou iets kos. Dis 'n wapen wat God vir jou gee. So die persoon sê gou vir jou iets leliks en alles binne in jou wil jy vir hom iets terug sê, jy wil hom uithaal, jy wil hom sleg sê en die Here sê ek gee jou 'n wapen my kind. Enigiets wat jy nou sê gaan hulle later teen jou want jy dien my. Staan terug, trek daai skoene aan, hou daai skoene aan, moet dit nie aantrek nie, hou dit aan en loop weg en ek sal met hulle harte werk. Daai is 'n fantastiese wapen. En daai selfde gedeelte in vers 21 sê dit dat word kwaad. Ek love dit as ek luister eendag na 'n prediker by 'n ding wat hulle my uitgenooi het wat net nie verstaan hoekom ek al was nie, maar hy sê dat as jy die Here dien mag jy nooit kwaad word nie. En ek sê, maar jy's simpel man. En ek het dit nogal hardop gesê ongelukkig. En almal kyk so om. Oh, ek kan dit nie sê nie. Sê ek maar die Bybel sê word kwaad, maar moenie dat jy kwaad oorwin nie. Jy gaan mos kwaad raak. Dis onmoontlik om nie kwaad te raak nie. As jy vir my sê ek en Dani hierdie week daaroor gepraat, Moses kom van die berg af op. Hy kom af, hy kan nie wag om vir hierdie volk hierdie wonderlike nuus te gee van die 10 gebooie nie. Wat doen hulle? Hulle dans om 'n kalf. Wat doen hy? Vat die goed en gooi dit stukkend. Moses het kwaad geword. Jy gaan ook kwaad word, maar die Here sê moenie dat die kwaad jou oorwin nie. En hoe oorwin die kwaad jou? Want dit is 'n wapen. Die dinge wat jy sê as jy kwaad is, kan jy nooit weer terugvat nie. Wanneer jy kwaad is en jy sê iets, ek sê iets vir Shani, vergewe sy my en sy's lief vir my, maar sy kan sê wat sy wil, dit wat ek gesê het maak seer. En die Here sê, kom ek gee jou 'n wapen, dat die vyand nie lelike gedagtes in die ander persoon se kop sit nie. Moenie dat jy die kwaad jou oorwin nie, my kind. Ek wil hê met daai skoene, want hier is die groot. Jy gaan nou sê, maar pastoor, hoekom skoene? Nou as ek in hierdie situasie die bereidheid om die evangelie van vrede te hê en weg te stap van hierdie conversation af. En weet jy waar is dit die moeilikste vir my? Op Facebook en TikTok. Want die mense like daar om nou en dan iets kwyt te raak daar van my. Dan raak hulle die dinge kwyt, dan val hulle my aan en hulle sê al hierdie goeters. En dan in die verlede dan sê ek vir my vrou, gee maar daai foon, dan rol ek met hulle daar op Facebook. Dan sê ek daar vers en ek's daar. En weet jy wat, later daai aand as ek gaan bid, dan kyk ek hoe ek soos 'n kind opgetree het. Want ek het my skoene uitgetrek. En die persoon wat ek mee veg is nie die persoon, geen skade is aan hom gedoen nie. Maar hoeveel skade is gedoen aan my bediening en aan die koninkryk van God. So die Here gee ons hierdie skoene wat jy bereid is om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, om 'n evangelie van vrede te wat van hom. En in hierdie week toe kom ek agter, ek het kwaad geraak vir 'n persoon wat ek het uitgery daar by Dani, ek het hom afgelaai, ons het gaan gym en ek stop so by die stopstraat en Dani, hulle stop nie daar by jou nie. En daai ouens ry by daai hospitaal net reg oor en ek waak vir hom so en hy het gedink ek is doof. Want hy het toe vir my 'n teken gewys wat nogal 'n impak gehad het op my. En ek raak kwaad in daai kar en as jy verbygery het jy gesien hoe sit ek in daai kar en jy sien net dit. Ek slaan nie stuurwiel en gaan mal daar.
En ek ry huis toe. Nou niemand het dit gesien nie, almal van julle weet dit nou. Maar ek ry huis toe. En ek kom by die huis en ek gaan na my vrou toe en ek vra vir haar, ek's jammer oor nou die dag. En sy sê my man is hoe lank terug? Ek sê die Here verwag beter van my. 'n Ou wat 'n stopstraat skiep en my vloek. Moenie my onderkry nie, my pa is die koning. Ek weet nie van jou nie en ek wil nie hê dat jy moet vanoggend hande klap vir dit nie. Dis die area waar ek my skoene uittrek baie keer en ek het vanoggend vir die Here gevra om my te help. Om my skoene aan te hou sodat ek vir die mense om my wie dalk ook met dit sukkel moet kan opkyk na hulle pastoor en sê maar kyk hoe hanteer hy dit. Elise, as jou kinders agter jou ry, dan moet hulle of langs jou stop met hulle kan kyk, dis my ma dien die Here in haar kar ook. Dis my pastoor, ek luister elke oggend na sy boodskappe, maar hoor hoe vloek hy daai ou. En ek het hom nie gevloek nie. Ek was net frustreerd. Ek het 'n breiwaad oomblik gehad. 'n breiwaad oomblik. En ek het die Here teleurgestel. En weet jy wat, dit is dan nie die volle wapenrusting nie. Partykeer het jy, en ek wil hierdie gou met jou deel, partykeer het jy maar mense wat onder jou vel inklim, wat uitgaan om onder jou vel in te klim. Wat daar, ek sweer, dis asof die vyand hulle daar gesit het, om onder jou vel in te klim. Was jy al ooit in 'n situasie waar iets gebeur het, maar jy kan nie jou kant stel nie, en die ander almal bly net aan die ander kant luister, en jy kan net nie jou kant stel nie. Wie voel so? Het jy geweet, elke keer wanneer iemand kwaad is, en hulle gaan uit die kerk uit, dan moet ek elke keer my mond hou, en ek kan nie my saak stel nie, en dan hoop en bid ek dat mense regtig luister na die gees van God en gaan bid oor 'n saak, en dan baie keer sê ek vir my vrou, ek brand, en dan sê my vrou vir my, jy kan nie my man, ek kan nie, en dan wil ek so graag net iets sê, en dan hoor ek al die dinge wat mense vir my sê, en die dinge wat hulle kwytraak, want hierdie goed kom maar by jou uit, tot vandag toe, en dan vra ek die Here, gee my net daai vrede, want die evangelie gee vir jou vrede. Hoekom gee die evangelie vir jou vrede? Dis 'n evangelie van vrede. So, dis 'n wapen om nie te reageer nie, op die manier hoe hulle dit wil doen nie. Dis een van die awesomeste wapens. Dis een van die awesomeste wapens. Ons is gister in die mall, en ek loop saam met my vrou, en daar's 'n man wat verbyloop, ek het al nie eens gesê nie, en hy staar vir my vrou. En nou kyk ek vir hom, en jy weet daai borsie uit, maak of iets dra, laat jy bietjie flex. En ek dink vir myself, ek weet nie of sy dit gehoor het, ek sê jy deur die muur gooi. Ek het kwaad geword, maar die kwaad het my nie oorwin nie. Ek wil vra dat die Here jou vanoggend 'n wapen gee, waar jy die skoene aantrek van bereidheid, om die evangelie van vrede daar buite te gaan verkondig, nie net deur jou woorde nie, maar deur jou aksies. Waar jy in 'n situasie sit, nee, hoor hierdie wapen, waar mense sit, want hier's die groot ding, en hier's waar die Here dit vir jou gaan oopmaak, nie. Jy kom by mense uit, en jy praat met hulle, en daai mense sê vir jou, hoor jy, hulle dit en dit van jou gesê, meisie, en in daai oomblik, moet meisie die keuse maak, wat gaan ek doen, gaan ek my skoene uittrek, en gaan ek saam praat, of gaan ek sê, maar weet jy wat, dis hulle opinie, en ons bid dat die Here hulle seën, want hier's die ding, meisie, as jy terugpraat, nee, daai mense gaan saam met daai ander mense oor jou praat. Jy sien, dis 'n wapen, die vyand gaan dit net later ten jou gebruik. Maar wanneer jy die wapen wat die Here vir jou gegee het, hierdie wapenrusting aantrek, en in daai situasie sê, want jy kan sê wat jy wil weet wat hulle sê. Dis in ons. Lukas, Petrus is in jou. Jy soos in, wat sê hulle? Wat het hulle gesê? En dan praat hulle sê, nee, ek wil nie hoor nie. Okay, maak klaar. Okay, jy. En die Here kom vanoggend en die Here sê, my kind, sê vir hulle in die begin, nee, ek wil nie weet nie. Al wil jy weet, want die vyand gaan dan haat in jou.
en kwaad en hy gaan jou seermaak. Jy wil weet wat sy gesê het, nê? Die Here sê jy hoef nie te weet wat sy gesê het nie. Trek daai skoene aan. Ek het jou weer gesê, nê, staan vas. Nou het ek geregtigheid, ek doen wat reg is en ek het die skoene aan en wat is ek nou? Ek's bereid om vir vrede te staan want ek dien 'n God van vrede. So ek gaan in vrede staan en ek gaan vir julle eerlikwaar sê hierdie is die moeilikste een vir almal vir my gewees. Dis nie die maklikste een wanneer jy by 'n plek kom en niemand kom agter behalwe jy dat daai persoon jou so hanteer nie. Julle almal weet waarvan ek praat. Julle weet daai persoon wat so in jou face is by 'n funksie dat hulle is eintlik half arrogant hoe hulle jou hanteer en dan in jou dink jy jy voel dit man, die tension is daar, maar jy bly nou maar stil. Want dis wat God wil hê, want die groot ding is dat dan kan hulle niks van jou sê nie. Dis 'n wapen, ouens. Ek het julle gesê dat die vyand kry ons onder met goeders wat ons elke dag doen. En ons wapenrusting is nie net iets wat jy aantrek nie. Dis iets wat jy lewe. So gaan jy in daai gesprek kan nee sê, in daai WhatsApp. Ai, ek wil net gou vir jou, ek weet nie of ek eintlik hierdie vir jou moet sê nie. As iemand vir my sê haai, dan ek dink dadelik hulle soek geld. Voel julle ook so? Haai, dink ek, ag, die hele weer. Ek gaan hierdie aan laaste antwoord. Sê my vrou, hier's 2 haai boodskappe op jou WhatsApp. Dan sê ek weet nie, ek sê Leeu supporter, sorry. Ek doen niks haais nie. Ek swem nie eens diep nie, ek doen haai nette. En 99% van die tyd is daai boodskap dit. En dan sit ek en dink ek, ag, jenetjie tog, ek het myself oopgelos vir hierdie een. Wanneer jy volgende keer in daai situasie sit, dan moet jy kan sê Rikus nee. Jy moet kan sê nee. Hoekom? Want my pa is die koning. Ek wil jy moet dieper gaan, hè? Daar moet dieper gaan. Ek gaan nie ingee nie, want my pa is die koning. Daar's mense wat hulle fight dieselfde battle oor en dan maak hy elke keer deel af van vandag af sê hy, ek fight nie meer jou battle nie. Ek weet nie met wie is God besig om mee te praat vanoggend nie, maar jy moet laat hulle nou die battle fight. Hulle bly foute maak, laat hulle nou maar foute maak en bid vir hulle. Staan jy terug, want elke keer as jy hulle moet gaan help, moet jy iets van jou wapenrusting moet jy uittrek. Jy trek jou wapenrusting vir niemand uit nie. Hoor wat ek vanoggend vir jou sê, jy beteken vir daai persoon niks as jy anyway jou wapenrusting uittrek nie. Jy trek vir niemand jou wapenrusting uit nie. Daar's te veel mense wat dieselfde dom foute oor en oor maak en dan elke keer moet jy alles kom opmop. Gooi vir hulle die mop en sê nou begin jy self opmop. Jy gaan nou self begin skoonmaak. Jy gaan nou self. Ek wil gou vir jou ietsie leer vanoggend, nê. Party mense, jy dink hulle kan nie sonder jou nie. Onttrek 'n bietjie, hulle sal alright wees. Julle hoor nie. Hierdie is nie eens deel van die boodskap nie, maar God is besig om mense te praat vanoggend. Omtrek 'n bietjie, hulle gaan nou right wees, want hulle hou jou besig terwyl die vyand jou familie uitmekaar uitskeer. So van nou af gooi jy vir hulle die mop. Kom hulle, nee kom mop op. Nee, mop jy op. Ek kan nie aan gemors nie. Gaan mop op. Jou mop, daar's water, gebruik jou eie mop, is my water, my mop. Kry 'n mop. Dis al hoe hulle gaan leer. Partykeer is dit jou kinders. Partykeer is dit jou vriendin, partykeer is dit jou ouers. Partykeer is dit jou man. Jy man, nee, jy wou uit nooit daarso. Gaan mop op. Gaan nie verder mop nie, want hierdie goed steel jou joy, nê. Dieselfde goed oor en oor.